Goeiemôre radioluisteraars. Ons gaan vanoggend na die woord van die Here kyk en na hierdie spesifieke boodskap met hierdie tema, want so lief het God. Voordat ons by dit kan uitkom, kom ons bid en ons vra Heilige Gees om ons te help sodat ons kan verstaan waarop die woord neerkom. Want dit is een van die goed wat Jesus die laaste gedoen het toe hy saam met sy disippels gestap het, was sy gebed daar in Johannes. As jy kyk, sy gebed was wat hy gesê het: Vader, ek bid dat U hulle verstand sal open, sodat hulle verstaan waarop die woord van God neerkom. So kom ons bid saam. Abba Vader, baie dankie dat U ons God is, dat dit die waarheid is, dat U bestaan, dat U leef, dat U is van altyd af tot altyd, dat U nie 'n begin gehad het nie, dat U ook nie 'n einde het nie. Jesus, ons loof U, wie van die begin af die woord was by God, en U is God. En dankie Heilige Gees, dat U van die begin af gebroei het oor die water, toe daar niks was nie, en toe Jesus begin skep het alles ontstaan uit Jesus se skepping. Baie dankie Heilige Gees, dat U ook nou oor ons broei. Dit is so fantasties om vanoggend te weet dat U ook die plekke ken waar dit donker in ons lewe is, waar dit leeg is, en dat U lewe sal gee daar, want dit is wat U woord sê. U raak mense aan wat moeg is, wat oorlaai is. U raak mense aan wat siek is. U raak mense aan in hulle behoeftes, net daar waar hulle is. En daarvoor sien ek uit, Here, dat U naam verheerlik sal word tydens hierdie boodskap. Help my asseblief, dat ek U woord sal bring, soos U weet elke mens dit nodig het, wat een of ander tyd gaan luister na hierdie boodskap. Dankie vir U liefde. Amen. Nou as ons kyk na Johannes 3, dan begin Johannes 3 mos nou maar waar Nikodemus, wat 'n skrifgeleerde was, na Jesus toe gekom het, en hy basies vir Jesus gevra het, hoe word mens gered? En Jesus het mos nou maar vir hom gesê, jy moet weer gebore word. Maar toe gaan Johannes 3 vers 16 aan na hierdie gedeelte toe, wat ons so goed ken en wat ek regtig vertrou, jy uit jou hart uit ook sal ken. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat die wat in hom glo, nie verloor kan gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou ons lees so baie die woord net, en baie keer gebeur dit as ons oor en oor die woord lees, dat dit nie meer daardie krag het nie, en ons het nie meer daardie gevoel, dis fantasties, binnekant in ons nie. En vanoggend is my gebed regtig net dat Heilige Gees ons sal help om weer net daardie amazing ervaring te kan hê, want dit is wat die woord ook vir ons sê in Openbaring 3. Hy sê een van die goed wat hy teen die kerke, die 7 kerke het, is dat hulle eerste liefde verloor het, en dat ek en jy nooit, maar ooit by daardie plek sal kom waar ons die liefde verloor, wat Johannes 3 vers 16 van praat, dat God ons so lief gehad het, dat hy sy eniggebore seun gegee het vir ons. Nou kom ons lees in Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Nou as ons hier kyk na die woorde van die profeet Jesaja, dan kon ons langs Jesaja gestaan het en gevra het, maar waar is hierdie seun wat gebore is?
En dis presies wat die woord vir jou en vir my sê, ons moet dinge roep, wat nie is nie, asof dit is. So Jesaja gee vir ons daar 'n kragtige antwoord, hoe geloof werk, wat ek baie oor geloof praat en oor geloof bedien. Geloof, wat die woord vir ons sê in Johannes 15, dat ons enigiets van God af kan vra, en hy sal dit vir ons gee, maar die voorwaarde ook wat Jesus van praat is, wat hy sê ons een moet wees met hom, soos wat die wynstok en die rankie aan mekaar vas is, en dan kan ons enigiets vra. En wat sal daar die enige iets wees? Daar die enige iets sal dan wees, absoluut, wat God se wil is. So ons kyk na hierdie gedeelte, 'n kind is vir ons gebore. 'n Kind is vir ons gebore. Uit Vader God se hart uit sien hy hoe Jesus vir ons gestuur word, sy enig gebore seun. En omdat God alwetend is en almagtig is, glo ek was daar 'n ontsettende groot blydskap in die hemel, toe Jesus na hierdie aarde toe gestuur is. Maar omdat God God is, Vader God is, het hy ook geweet dat hierdie seun van hom 'n ontsettende prys vir ons gaan betaal. En ek kan myself net voorstel hoe Jesus en Vader met mekaar gepraat het, soos wat Jesus soveel keer sê in die woord. Dit is hoekom hy vroeg opgestaan het, terwyl almal nog geslaap het, dan het hy na die Olyfberg toe gegaan, en van daar af het hy dan God aangeroep. En die woord sê mos hoe Jesus God aanbid het, was met 'n harde geroep, en met smeking, en met trane. En dit is hoekom hy soveel keer net 'n woord kon spreek en goed het gebeur. En ek dink toe Jesus sy scepter neergesit het, en sy kroon afgehaal het, toe sou daar 'n gesprek gewees het, en nou gaan mense op hierdie aarde U kan sien, Vader. Ek ervaar dit so sterk in my hart. Dit was 'n gesprek wat hulle sou gehad het. En hoe Jesus, soos wat ek hom leer ken het, en soveel vars vreugdeolie, glo ek so opgewonde gewees het, want hy en Vader is so baie lief vir mekaar. En waar hy sou gesê het, net soos wat hy gesê het vir Filippus, ek is so lankal by julle, en jy vra my, wys my die Vader. As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. So toe Jesus op hierdie aarde gekom het, 'n kind wat vir ons gebore is, het hy vir ons Vader se hart gebring, tot op hierdie aarde, dat ons kan kyk in Vader se hart, dat ons kan verstaan wie Vader vir ons is. Hy sê, seun is aan ons gegee. Daardie seun, moet ek en jy weet, is God se seun, is Jesus, is die liefling van God, is sy enigste lieflingsseun, wat vlekkeloos was, wat rimpelloos was, wat vir ons gegee is. Duidelik wil Jesaja hê, ons moet weet, dat Jesus as kind gebore sal word, dat hy die seun van God is. En dan kom hy en hy sê, en die heerskappy is op sy skouer. As ons dink watter heerskappy is op sy skouer, hoe het dit gelyk waar Jesus beweeg het, waar Jesus geleef het, hoe het dit gelyk in die geestesrealm, hoekom kon duiwels net met 'n woord uitgedryf word, hoekom kon duiwels hom sien, as hy in die sinagoge gekom het, net vir baie interessantheid, dat die meeste duiwels deur Jesus binne die kerk uitgedryf was, net so nagedagtenis om net bietjie te dink daaraan, alles wat 'n mens altyd in 'n kerk en 'n sinagoge sien, is nie net so fantasties, soos wat die mense hulle voorhou nie. Maar wat was daar die heerskappy, wat op Jesus gerus het, en ek is so lief vir hierdie gedeelte van Jesaja 11 vers 2,
toe ek hierdie ontdek het, wat was hierdie heerskappy? Daar staan, en op hom sal die gees van die Here rus. God se gees sal op hom rus. Die gees van wysheid, die gees van verstand, die gees van raad, die gees van sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. En hieroor gaan ek later met jou praat, wat werklik die betekenis van dit is, want ek dink Jesaja 11 vers 2 word baie keer so misgelees, want Jesaja 11 vers 2 dui op die gedeelte, toe Johannes die Doper gekom het om die pad vir Jesus reg te maak, toe het hy gesê, en na my sal een kom, en ek is nie eens werd om sy skoenring vas te maak nie. 'n ander vertaling praat, ek is nie eens werd om sy skoene te dra nie. En dan het hy daar gesê, Johannes die Doper het daar gesê, dat hoe Jesus sal wees, dat Jesus gevul sal wees met die Heilige Gees, en dat hy ons sal doop met die Heilige Gees en met vuur. En daardie vuur mis ek en jy so baie, maar daardie vuur is die 7 geeste van God, wat ons nou van gelees het, in Jesaja 11 vers 2, wat op Jesus gerus het. Dit was die heerskappy. Jesus het nie met titels en met goed rondgeloop nie. Jesus het met heerskappy rondgeloop. Jesus het met 'n salwing rondgeloop. En die woord sê ook dat Johannes gesien het, toe hy Jesus gedoop het, hoe die Heilige Gees soos 'n duif op hom neergedaal het en hom nooit verlaat het nie. En ons sien ook daar dat Jesus gevul was met vars vreugdeolie. So as jy Jesus raak geloop het jy nie iemand raak geloop wat kwaad is omdat hy na die wêreld toe gekom het nie, wat moedeloos met die mens geraak het nie. Nee, hy het gekom met 'n missie, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. So dit is wat hy gedra het. Hulle het hom wel teacher genoem, hulle het hom 'n rabbi genoem, wat in daardie tyd ontstaan het, om as teacher te dui, maar 'n ander titel het hy nie gehad nie. En hy word genoem wonderbaar. Wonderbaar, wat Jesaja vir ons gesê het, hierdie Jesus wat gaan kom, hierdie seun, hierdie kind wat vir ons gebore is, wat heerskappy op sy skouers dra, gaan wonderbaar wees. En hierdie wonderbaar beteken net vir my, as jy in aanraking kom van Jesus, dan gebeur daar wonderwerke. In 'n gedeelte wat vir my oor en oor so amazing bly is, die gedeelte wat hy sê, as jy tot jou Vader bid, gaan in jou binnekamer, maak die deur toe, en bid tot jou Vader wat in die verborgene is, en hy sal jou openbaar, hy sal jou vergelde in die openbaar. So, baie keer is ons as mens, as ons by van die beraders uitkom, wat ek glo Hosanna se beraders nie doen nie, want in opleiding is hulle geleer om nie na die buitekant van die mens te kyk nie, maar na die binnekant van die mens. So, baie keer wil ek en jy van buite af, wil ons goed veg. En hoe meer ons goed van buite af veg, van buite af probeer om klaar te maak met goed, hoe meer is ons in die vlees besig om dit te doen. Byvoorbeeld, sê nou ek staan vanoggend op met depressie. En nou kom ek vanoggend en ek probeer om daardie depressie te veg. Maar hoor jy presies wat ek sê, ek probeer dit. En dan vergeet ek dat Jesus daar is. Ek vergeet dat ek uit 'n geesmensheid bestaan. En ek vergeet dat Jesus wonderbaar genoem word. So wat is die antwoord vir hierdie wêreld gewees? Om in die eerste plek te verstaan, God het jou lief in hierdie wêreld. Daardie wat ons sê, ek is maar net 'n mens. God kyk so na jou, deur Jesus. En as jy Jesus gesien het, het jy God gesien. As jy vanoggend wonder of God jou wil genees, dan kan jy oral
in die Bybel gaan goed soek van mense wat jou krankheid, jou swakheid, jou siekte gehad het. En ek sal dit vir jou oor en oor wys, dat daar nie 'n siekte was wat nie genees is nie. En daarvoor was Jesus wonderbaar genoem. Hy was die miracle worker. En dan kom Hebreërs, en Hebreërs sê vir ons, vandag nog steeds is hy so. Jesus verander nie. Jesus verander nie in bye nie. Jesus verander nie in attitude nie. As jy iets gedoen het wat God ongelukkig maak, of wat Jesus ongelukkig maak, gaan hy nie soos 'n mens, ek wil die woorde gebruik, dikbek optree teenoor jou nie. Hy gaan jou nie 'n koue skouer gee nie. Hy gaan jou nie uitskuif nie. Jesus gaan jou behandel, soos wat hy vir jou aan die kruis nederig gesterf het, sodat jy die ewige lewe kan hê. Dis wie Jesus is. En dit is wat ek en jy, die Heilige Gees in ons het, om daardie van Jesus te kan kry. En weer is die vraag, probeer ek goed in my vlees doen, of probeer ek vanoggend vir Jesus sê, U is wonderbaar, en die hulp kom van U af. Daardie skrif wat ook sê in Jesaja, hy sê, moenie angstig rondkyk nie. Hy sê, want die Here is jou helper en jou God. Hy ondersteun jou. Mense, as jy net daardie dink, so baie keer sal ek ou ooms of ou tannies help, wat ek sien by 'n trap moet afklim, of wat swaar kry, en altyd sal ek by hulle inhaak, en ek sal vir die oom of vir die tannie sê, oom tannie, dis reg, jy kan leun teen my, jy kan steun op my, en dan voel ek die volgende oomblik, as hulle my vertrou, dat hulle hele gewig in my arm is. En dit is wat Jesus vir jou vanoggend wil sê. Jy kan steun op hom, jy kan leun op hom, wanneer jy swak is. Dit is daardie wat hy wonderbaar is. En hy word genoem raadsman. Baie keer kom ek en jy op 'n plek, dan weet ons nie hoe om 'n situasie te hanteer nie. En as jy na Jesus toe gaan, en jy gaan lees veral die boek van Johannes, as jy vinnig Jesus wil leer ken, ek sê vinnig, dan moet jy die boek van Johannes begin lees. En jy sal Jesus se hart leer ken, en jy sal Vader se liefde leer ken, jy sal begin besef hoe die Heilige Gees werk. En hier waar hy sê, hy's raadsman, het jy raad nodig, dan kan jy na hom toe gaan. En as jy lees in Jakobus 1, dan sê hy vir jou, hy sal jou nooit verwyd, as jy na hom toe gaan vir raad nie. Maar baie keer gaan ons na raad toe, vir mense wat ons versterk in ons kwaad. Byvoorbeeld, daar sal miskien iets fout wees in jou lewe, 'n siekte of wat ook al. En baie keer sal ons omring met mense, wat ek amper kan sê, daardie siekte by jou wil hou. En dit is nie wat ons moet doen nie. Ons moet ons omring met mense, wat regtig lewe spreek. En hierdie wat hy sê, hy is ons raadsman. Ons kan vir hom gaan raad vra, ons kan vir hom gaan raad vra, oor enige iets. Daar is niks wat Jesus ons nie voor raad kan gee nie. En hy word genoem sterke God. Om te dink, as ek vanoggend na hierdie Jesus toe gaan wat Jesaja van praat, dan is daar niemand wat sterker is as hy nie. Niemand nie. En weer kan ek net vir jou Kolossense 2 aanhaal, want mense sal so baie keer sê, dat die bose so is, en die duiwel het my dit laat doen, en die duiwel het my wat laat doen. Daardie is nie waar nie. Dis 'n keuse wat jy maak, en ja, dan sal die vyand jou help om dit te doen, wat jy ook al besig is om te doen, wat jy weet skade kan aan jou, aan mense om jou, in God se koninkryk doen. Maar dan kom hy hier en hy sê, hy is sterke God. Hy het elke mag van Satan uitgelewer in 'n triomftog meegevoer. Ek gee nie om hoe dik jou boek is, of wat se lerings jy kry, van watter bose se krag nie. Ek onthou een keer so goed wat iemand
oor Leviathan bedien het. Nou as jy na Leviathan kyk, dan is dit die bose wat skibbe het, oralste. En elke skip is basies 'n bose gees, en ek wil nie eens tyd aan dit spandeer nie. Maar wat ek tyd aan wil spandeer is dat hierdie persoon verkondig het, joh, as jy die Leviathan gees nou op jou is, dan het jy 'n probleem. En ek het hierdie storie net so gekyk, en ek het net vir hulle gesê, weet jy wat, Kolossense 2 sê vir my, elke mag is uitgeklee en uitgelewer. So ek gee nie om of hy so skibbe lyk nie, ek gee nie om of hy horings het nie, ek gee nie om wat dit is nie. Hy is uitgeklee, hy is uitgelewer, hy, wie die vyand is in die triomf meegevoer. Jesus het hom oorwin. Hy is daar die sterke God, en hy is ewige Vader. En dis presies wat Jesus vir Filippus gesê het, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien, en hy is vredevors. O mense, ons het in hierdie tyd, hierdie woord van vredevors so nodig, maar ons veg dit, en hierdie is vir my 'n tyd, om net weer tyd te spandeer, in hierdie feesseisoen. As mense wat so te kere gaan, as ons hierdie feesseisoen ingaan, dan vier ons dit en ons vier dat. Soos jy glo, so sal dit vir jou wees. En as jy in hierdie tyd dink, jy vier die feesseisoen om een of ander God, ek kan nie eens meer die goed onthou nie, die eer te gee, dan wil ek vir jou sê, Jesus het gekom om die lig te wees van hierdie wêreld. En ek glo, as dit dan nou die tyd is, wat een of ander God gevier word, glo ek, soos 'n kind, dat wanneer ons as gelowiges, ons kinders leer, waarom hierdie feestyd gaan, weet jy wat gaan gebeur? Dan gaan jy die duisternis, as dit sou gewees het daar, in hierdie tyd, want ek ken nie die tye nie, want Jesus is ewig, maar dan sal die lig van hierdie wêreld die duisternis uitdryf. En ek sê vir jou, elke liggie wat jy ophang, as jy dit in jou hart gaan ophang, hoor mooi wat ek vir jou sê vanoggend, om te sê, Jesus is die lig van hierdie wêreld. En weet jy wat, self as gekleurde liggies daar brand, om daaraan te dink, die heerskappy was op Jesus se skouers, en daar die liggies wat soos 'n reënboog lyk, dat jy daaraan dink, dat die gees van God, wat rondom die troon is, in 'n smarag reënboog kleure daar is, dan verander jy iets in jou huis, in jou atmosfeer. En as jy so biddend in hierdie tyd ingaan, dan gaan jy hierdie verstaan van Lukas 4 vers 18, wat daai heerskappy was, wat op Jesus was, hoekom God ons so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, en kom ons kyk dan, wat 'n salwing ons in ons huise kan bring, om net weer te sê, ek maak dit vas in my lewe, dat Jesus gekom het, en hierdie tyd gaan ek spandeer, want hy sê vir my, hy staan by die deur en hy klop, en as ek vir hom oopmaak, sal hy saam met my 'n fees vier. Hy sal vir my die tafel dek, teenoor my teenstanders, en hy sal saam met my fees vier. En as hierdie tyd vir jou tyd is om te sê, dis die feestyd, ek konsentreer daarop, meer as ooit nou, wat Jesus gekom het, ek weet, hy is ewig, ek weet, daar is nie 'n tussentyd wat hy gekom het nie, niemand kan dit sê wanneer nie, want hy is ewig, en dan hierdie vir jou waar word, want die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan armes te bring. Daardie armes is nie net die wat brood nodig arm is nie, dit is hierdie wat arm van gees is, dat jy vir mense kan beïnvloed, dat as mense vir jou sê, dit en dat gaan in my lewe aan, dat jy nie die Bybel uitdruk nie, maar dat jy met die Bybel in jou hart loop, om vir hulle antwoord te gee. En as jy daar biddend sit, en jy sit daar in God se salwing, dan sê ek vir jou, sal die woord ook in jou gestalte vind, want dis wat die woord sê, hy sê dat Jesus gestalte in jou sal vind,
En hy sê, hy is gesalf om die evangelie aan die armes te bring. Dit is nie 'n tyd om negatief te wees nie. Dis nie 'n tyd om te kere te gaan oor die negativiteit wat in die wêreld is nie. Dis 'n tyd om die evangelie van goeie nuus te verkondig, want daarvoor het hy my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees. Om net so bietjie by mense te gaan sit wat in hierdie tyd so hartseer is, wat so alleen is. Jesus het gekom om stikkende harte te genees, en hy sal stikkende harte genees, soos wat elke stukkie vir hom gegee word. Daarmee sal hy kom en hy sal dit kom heel maak. Dat jy daaraan dink, watter salwing op jou lê in hierdie tyd, om gevangenes vrylating te verkondig. Daar's meer duisende mense wat jy rondom jou sien, wat in 'n tronk sit, as wat jy na enige tronk toe kan gaan, waar mense agter tralies is. Ons is so vasgevang in 'n system, 'n wêreldse stelsel. As jy dit doen, dan kom daai komment op. As jy dit sê, dan kom daai opinie op. Ons word so vasgevang in 'n tronk wat geen tralies het nie. En dat dit tyd is om vir mense te begin sê, waar die Gees van die Here is, waar die Heilige Gees is, daar is daar vryheid. Dat jy daardie persoon saam met jou sal vat, waar daar vryheid is in die Heilige Gees. En hy kom hier en hy sê, om die blindes by herstel van gesig uit te bring. Hoeveel mense is nie so blind nie? Ek kan vir jou sê, daar's nou nog mense wat glo. Dis net 'n dominee, dis net 'n predikant, dis net 'n priester, dis net 'n wat nagmaal kan bedien. Jy's blind as jy dink, jy moet net eenmal 'n maand nagmaal gebruik. Jy is blind as jy hierdie goed sien, dat God jou straf, omdat jy goed verkeerd doen, want Jesus is gestraf. Daar's soveel mense wat nodig het, om net sy oë geopen te word, want so lief het God die wêreld gehad, vir jou gehad, wat in die wêreld is, sodat jy nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar die vraag is, watter Jesus stel ons die Jesus van Jesaja aan mense voor, of stel ons die Jesus aan mense voor, wat deur 'n mens op 'n pedestal voorgestel word? Hy sê hy het gekom om die wat gebroken van hart is te genees, om daardie mense in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here te verkondig. En daarom wil ek vir jou sê, dit gaan nie net oor een seisoen nie, dit is die aangename jaar van die Here wat aangekondig word, want elke jaar behoort ons net meer uit te kom by daardie gedeelte, so lief het God die wêreld gehad. As ek vir jou vanoggend bedien, dan sê ek vir jou, so lief het God die wêreld gehad, dat jy saam met my communion sal gebruik, come in union with me, wat dit beteken met Jesus. En dat jy daarin sal dink, so lief het God die wêreld gehad. Hy het toegelaat dat sy seun verbryseld word aan daardie kruis, sodat ek en jy iets kan klik van sy liefde. Die oomblik as ek gaan en ek sal sê, Here vergewe my, dat jy daardie selfde oomblik sal sê, maar ek ook hulle vergewe, wat die vreugde en die vrede in my lewe vat, want Jesus is my vredevors, hy is my raadsman, hy sal vanoggend vir my raad gee, wat hy vir Petrus gegee het, nie 7 keer nie, maar 70 maal 7 keer, hy is wonderbaarlik, hy het sy liggaam vir my gegee, sodat sy liggaam gebreek kan word, sodat alles wat in die lewe my breek, dat ek jou kan word. Abba, dankie, dat U my, wat in hierdie wêreld is, wat verlore was, so lief gehad het, dat Jesus al die pad van die hemel afgekom het, tot op hierdie aarde. Ek het nie dieselfde tyd geleef op hierdie aarde, wat hy geleef het nie, ek was nie
deel van Maria, Magdalena, hulle of die disippels wat hom gevolg het nie. Maar hy het vir my aan die kruis gesterf. Sodat wanneer ek kies vanoggend om te sê, Jesus, U is my redder, U is my verlosser, U is my God, U is die ewige Vader, die vredevors, die raadsman, wonderbaarlik, die kind van God, wat vir my gebore is, dan weet ek, vanoggend, ek het die ewige lewe. Help my Heilige Gees om so te leef, in hierdie feesseisoen, dat hierdie feesseisoen, in my hart, die waarheid sal word. Die waarheid van U het my lief, Jesus, U het my lief. Die waarheid, U het my kom vul met die Heilige Gees. Die waarheid, die 7 geeste van God wat U heerskappy was, rus ook op my. Dankie Here. Seën asseblief hierdie boodskap as dit uitgaan. Uitgaan met die waarheid, soos U dit in my hart vir my gegee het. Gaan open asseblief mense se oë, maar sluit leeu's wat rondloop, se monde, soos U die leeu's se bekke gesluit het, met Daniël in die leeukuil. Dankie Jesus. Amen. Begin jou dag met Communion op Kruisbaaie met Dr. Leonie elke oggend om 7:30.